Mense, hartlike goeiemôre. Ek groet elke persoon vanmôre wat ingeskakel is in die mooiste naam. Die naam bo elke naam, die naam Yeshua HaMashiach, ons verlosser, ons saligmaker en die Messias wat weer gaan kom. Dis natuurlik ons absolute voorreg by Menorah Tabernakel om jou te bedien met die woord van die lewende God. En ek glo vandag dat hierdie woord, ek hoop Suid-Afrika sal transformeer ooreenkomstig die plan en die wil van die lewende God, want die woord van God het transformasiekrag. Mense, ons kan nooit die woord van God lees en dieselfde bly nie. Daarom sê Jakobus 1:22, hy sê, word daders van die woord. Jy gaan nooit geoordeel word in jou lewe oor wat jy lees, of wat jy glo nie, maar dit wat jy doen, want dit wat jy doen is wat jy glo. So daarom is my gebed vandag dat Vader jou sal seën en dat Vader elke persoon wat nou ingeskakel is, sal seën na die rykdomme van sy wonderlike genade. Voor ons begin met hierdie woord, kom ek en jy bid saam en ons vra Vader se seën op vanoggend se woord en dat hierdie woord sy snelle gang sal gaan, by mense se harte ingang sal vind en dat die woord van God nooit ledig terug sal keer nie, maar dat Vader die doel sal bereik waartoe hy vandag sy woord sal stuur. Vader, ek dank U vanoggend vir hierdie wonderlike voorreg om U lieflike naam groot te maak, om U te aanbid as die God van die heelal. U is die God van Abraham, Isak en Jakob, en ek wil U aanbid vanmôre met alles binne in my, en ek kom buig vanmôre voor U aangesig in nederigheid en in afhanklikheid, want ek weet dat U is die God wat voorsien, U is die God wat beskerm. Vader, daarom bid ek vanmôre dat die sambreel van U beskerming en die sambreel van voorsiening nou by Menorah Tabernakel, by elke persoon wat ingeskakel is, dat ons geseënd sal wees wanneer ons inbeweeg en wanneer ons uitbeweeg. Vader, word U vandag verheerlik. Elke woord wat ek sê, wat nie volgens U wil en U plan is nie, Vader, maak my nou doofstom en blind vir daardie woorde, dat daardie woorde nie by mense se ore sal uitkom nie. Vader, sodat ek niks sal sê wat in my is nie, maar dat alles wat in U is, wat U vanmôre kom download in my, dat dit deur my sal funksioneer om U lieflike naam, U koninkryk, vandag te verheerlik. Vader, ons kom verklaar vandag ons afhanklikheid by U. En ons bely en verklaar dat U is die God wat vir ewig lewe. U is die God wat voorsien. U is die God wat genees. En U is ons Abba Vader. Daarom roep my gees uit, Abba Vader. Vader, word verheerlik vandag in ons midde, dat U lieflike naam geheilig sal word. Want aan U behoort die krag, die heerlikheid tot in alle ewigheid. En daarom roep my gees vanoggend uit. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Kom ons gee hom eer, lof en aanbidding in hierdie plek, en sy naam alleen sal vandag verheerlik word. Mense, ek en jy staan voor enorme uitdagings op hierdie stadium in ons lewens. Ons beleef en ervaar goed, wat ons in ons lewens nog nooit beleef en ervaar het nie. Alles wat ons nou doen, alles wat ons nou sê, alles wat ons nou moet besluit, is niet. En daarom maak ons foute, en daarom wil ek vanmôre met jou praat oor dat ek en jy in hierdie tyd wat ons nou lewe, moet ons geseënd wees in ons ingang en ons moet geseënd wees in ons uitgang. Ek wil jou vandag bemoedig met God se woord, dat ek en jy sal vas staan in hierdie tyd, dat ek en jy sal weet ons krag is van hom wat hemel en aarde gemaak het. Wanneer die vyand my en jou omring, mense, dat ek en jy sal weet, maar die hemelse weermag is om ons vyande, en dat ons beskerm sal wees in hierdie tye wat voorlê. Ons gaan nie angstig links of regs kyk nie, ons gaan opkyk, want ons weet, ons verlossing is naby. So ek wil jou bemoedig vandag om vas te staan, om deur te druk. Die woord van God sê in die boek van Matteus 24, hy sê, en hulle wat volhard tot die einde toe, hulle sal gered word. En daarom wil ek vanmôre opkyk, want ek weet, ons verlossing is naby. Die dinge van hierdie wêreld is net tydelik, maar die dinge van die lewende God is ewigdurend. En kom ek en jy neem vandag daardie besluit. Ons het nou manne en vroue nodig, soos nog nooit tevore in die tydperk en in die dispensasie wat ons nou in lewe nie. Ons het nou nodig om in te beweeg in die teenwoordigheid van God. En wanneer ons uitbeweeg, dan beweeg ons saam met die lewende God, saam met sy gees, en dat sy roeg my en jou sal lei
in die volheid van Abba Vader se liefde, sy genade en die hartklop van ons hemelse Vader. Mense, dit is belangrik hierdie. Ek weet nie of jy alleen sit waar jy nou kyk nie, en ek weet nie of jy alleen voel nie, maar vandag wil ek jou seën. Ek wil jou seën dat jou ingang en jou uitgang geseën sal wees. En baie keer dan sê ons hierdie goed, ons sê hierdie woorde en dit klink so mooi, maar het jy al ooit gewonder, waar kom dit vandaan en wat beteken dit? En wanneer ek hierdie woord vandag met jou deel, sal jy agterkom wat dit beteken. Ek hoop jy het jou woord saam met jou, en ek hoop jy het pen en papier, en ek hoop jy het 'n highlighter, sodat jy kan highlight, om te sien waar lees ons, want ek weet dat hierdie woord gaan jou vandag seën, en dat jy nooit weer dieselfde sal wees na hierdie woord nie, want die woord van God verander my en jou. Blaai saam met my na die boek van Deuteronomium, hoofstuk 28 vers 6, wat die volgende sê, geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Halleluja! Nou ons sê mos hierdie woorde baie vir mekaar, en dit is so, en is lekker om dit te hoor. Maar ek wonder of jy ooit weet, wat is die impak daarvan, en wat dit beteken. En ek dink Suid-Afrika, die wêreld het nou 'n man of 'n vrou nodig, wat weet wat dit beteken, om te sê, geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Nou Dawid het geweet wat dit beteken. Moses het geweet wat dit beteken om in te beweeg en uit te beweeg. Josua het geweet wat dit beteken om in te beweeg en uit te beweeg. En Salomo, die seun van Dawid, kom op die troon. Nadat Dawid oorlede is, kom die seun van Dawid op die troon, sy naam is Salomo, en toe Salomo op die troon sit, onthou jy wat was sy begeerte gewees? Hy het gesê, Vader, gee vir my wysheid. Ek wonder of jy weet, na watter wysheid het Salomo verwys. En Salomo sit op die troon, en toe op die troon sit, toe besef hy, maar ek het hierdie tekort in my lewe. Ek sien my pa was 'n vegter gewees by uitstek. My pa het die volk gelei. Hy was 'n fenominale leier gewees. Ek sien my pa oorlog op oorlog het my pa behaal, en hy het die oorwinnings behaal. Ek het gesien my pa het hierdie verhouding met die lewende God, en dit in my lewe ontbreek dit. En Salomo sit op die troon, en hy sê, maar Vader, ek ontbreek dit wat my pa gehad het. En wanneer ek gaan lees in die Torah en in die Bybel, dan kom ek agter dat Moses het dit gehad, Josua het dit gehad, maar ek, Salomo, het dit nie. En vandag in Suid-Afrika, baie mense weet nie wat dit is om te sê, geseënd sal ek wees by jou ingang, en geseënd sal ek wees by jou uitgang nie. En mense, wanneer ek en jy hierdie woord vandag snap, weet ek, dit gaan jou lewe totaal verander. Dit sal beteken, ek en jy sal die God van hemel en aarde beter verstaan. As ons weet wat dit beteken, sal ek en jy manne en vroue wees van die lewende God, en ons sal God se verlengstuk wees op hierdie aarde. Dis natuurlik Vader se begeerte, nê? Dat ek en jy wat nou ingeskakel is, en deel van Menorah Tabernakel, dat ek en jy sy koninkryk sal vestig en verleng op hierdie aarde, en dis wat God ons nou wil hê. En ons sal wandel in 'n goddelike atmosfeer. Is so belangrik om in hierdie dae te wandel in bruidskap. Dat ek en jy sal wandel om set apart te wees. Mense, ons kan nie dieselfde wees as die wêreld nie. Ek en jy moet uitstaan, ons moet opstaan vir die koninkryk van God. Ek kan nie agter paganisme aanloop nie. Ek kan nie agter menslike oorleweringe aanloop nie. Ek kan nie bekostig nou om soos die wêreld te dink, die wêreld te praat en die wêreld te vrees nie. Ek moet nou daai funksie hê om in te beweeg en uit te beweeg in sy teenwoordigheid. Halleluja! So dis my belangrik, as ek en jy hierdie goed snap, gaan ek en jy leiers word in die koninkryk van God. En dit is belangrik om weer aan sy woord gehoorsaam te wees. Ek kom agter die afgelope ruk, wanneer jy in God se woord gehoorsaam is, dan is jy eintlik 'n rebel. Wanneer jy in sy woord gehoorsaam is, dan word jy gelabel as wetties. Wanneer jy in sy woord gehoorsaam is, dan word jy beskou as 'n radikale fanatikus. Wel, dan is ek dit nou maar. Maar ek gaan nie aan mense gehoorsaam wees nie. Ek is nie hier om die boodskap vir mense te bring nie. Ek is hier om te sê wat die lewende God sou sê, wanneer hy op hierdie plek staan waar ek nou staan. Dis my begeerte, om net dit te doen waarvoor ek geroep is. En ek en jy
as ons hierdie goed snap wat ek vandag met jou gaan deel, mense gaan ek en jy die vermoë hê, hoor my baie mooi, ons gaan die vermoë hê om elke situasie en elke omstandigheid wat na ons lewens toe kom, te oorkom, in die naam van Yeshua, en ek glo dis jou begeerte. Ek weet, as ek en jy situasies wat na ons kant toe kom, wat moeilik is, het ons Vader nodig, en wanneer ons hom nodig het, en ons bely ons afhanklikheid by hom, sal hy vir ons deurkom, en telke male sal ons die oorwinning behaal, sodat sy koninkryk verheerlik sal word. Dan ek jou vraag, wil jy voorspoedig wees in al jou weë? Wil jy dit bereik waartoe God jou geroep het? So terloops, wat is die doel van jou op hierdie aarde? Het jy al daaraan gedink? Wandel jy in jou doel? Wandel jy in jou God gegewe skepping? Gaan vind bietjie uit. Mense, wanneer ek en jy vandag hierdie woord snap, wat ek vir jou gee, sal ons die beskerming geniet van ons hemelse Vader, soos wat Dawid dit geniet het, Moses en Josua. En Salomo het dit nie gehad nie. So baie mense sal sê, maar Salomo het gevra vir wysheid. Nou wil ek jou vra, watter wysheid het Salomo voorgevra? Wat het Salomo nie gehad nie, wat Dawid gehad het? En as ek en jy hierdie wysheid kan bekom, wat Salomo na gesmag het, beloof ek jou, gaan my en jou lewe totaal verander. Hoor gou wat sê Jesaja hoofstuk 11 vers 2. En hier is een van die mees belangrikste skrifte, nou in die tydperk waarin ek en jy nou woon. Jesaja hoofstuk 11 vers 2. En op hom, dis my gebed vandag vir jou, en op hom sal die gees van Yahweh rus. Die gees van wysheid, die gees van verstand, die gees van raad, sterkte, die gees van kennis en die gees vir die vrees vir die lewende God. Mense, ek kom agter, ons vrees nie meer God nie. En wanneer ek en jy vandag in die voorhoewe staan van sy tempel, en ek en jy vrees hom, sal sy oor neig na ons hulp geroep. Maar wanneer ek en jy te groot en te slim is vir onsself, en ons is slimmer as die Bybel, en ons het al die antwoorde in die Bybel, is ondergeskik aan ons, het ek vir jou slegte nuus, het ek slegte nuus vir hierdie dispensasie, het ek slegte nuus vir hierdie generasie. Want die lewende God verwag van my en jou, as ons sê, ons leef nie meer nie, maar hy leef in ons, het ek en jy vandag 'n verantwoordelikheid, en daai verantwoordelikheid is om in te beweeg in sy teenwoordigheid, en wanneer ons sy gees ontvang, uit te beweeg met sy gees, sodat ons die instrument kan wees in die hand van die lewende God. Ek wil jou vra, wys my, hoe lyk God? Wys hom vir my. En nou moet jy onmiddellik na die persoon langs jou draai om te sê, maar dit moet eintlik God wees. Frik, wat bedoel jy? Wat ek bedoel is die volgende. Ek en jy is geskape na sy beeld. Ons het sy gees wat inwonend is in ons. So wanneer die gees van God in my en jou kom woon, wat maak dit my en jou? Die woord van God sê, dat sy heerlikheid moet die hele aarde vul. Wat beteken die heerlikheid in die woord in Hebreëus? Die heerlikheid beteken his nature, sy natuur. Sy natuur moet die hele aarde vul. Wie is sy natuur? Ek en jy. So as ek en jy daai rol mis ons God gegewe doel in terme van God se plan vir my en vir jou. En wat het dit veroorsaak? Die omstandighede van hierdie wêreld, situasies waardeur jy nou gaan. Ons oog is nie meer gefestig op die lewende God nie, maar ons oog is gefestig op die dinge wat rondom ons gebeur. En ons hoor stemme, en ons raak bevrees, en ons raak beangs, en mense om ons kom tot sterwe, en nou twyfel ons in die lewende God, nou twyfel ons in sy woord, ek twyfel in my gebed, en ek wonder of God regtig bestaan. En dis nou die tyd, mense, waar die Bybelse profeseë inkom, en hy sê, mense gaan teen God beginne draai, hulle sal God beginne vloek. En dis wat nou gebeur. Ek het vir jou slegte nuus. Dit gaan erger word. En ek is nie 'n doemprofeet nie, maar ek ken die woord van God, en ek sien die Bybel profeseë, en ons leef in die laaste dae, en ek en jy weet dit. En wanneer ons in die laaste dae lewe, kom die Bybelse profeseë in waarheid, letterlik elke dag. Jy hoef nie eens meer nuus te kyk nie. Lees net jou Bybel en jy sien hoe wêreldgebeure in lyn kom met God se woord.
My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En omdat hulle my kennis verwerp het, daarom het ek hulle priesterskap ontneem. En ek dink nie meer aan hulle kinders nie. Weet jy hoeveel oproepe kry ek van mamas en papas, wat vir my sê, my kind sny my kind is op dwelms, my kind is besig met prostitusie, my kind is besig met dit en besig met dat. Dan kom ek agter, maar dis eintlik wat nou gebeur. Nou wil ek met die paas en die maas praat. Nou wil ek met die leiers praat in Suid-Afrika. En ek praat van myself ook. Ek staan nie uitgesluit nie, ek is ingesluit in hierdie gesprek. Maak jou Bybel oop in die boek van 1 Konings hoofstuk 3 vers 6. 1 Konings hoofstuk 3 vers 6. En wat ek vandag vir jou gaan gee, is eintlik die ergste graad in oorlogvoering. So as jy ooit gewonder het, Frik, hoe doen ek oorlogvoering? Wat is spiritual warfare? Gaan ek vandag vir jou die antwoord gee? Nee, nie ek nie. Die woord van God gaan jou die antwoord gee. Ek is maar net die messenger, ek is maar net die instrument in ons Abba Vader se hande. Wil jy in oorlog staan teen die vyand? Wil jy vandag jou doelwitte bereik? Wil jy beskermd wees? Wil jy voorspoedig wees in jou weë? Nee, hier is nie prosperity prediking nie. Hierdie is dit wat in God se woord staan. Sy woord sê in Psalm 34 vers 8. Hy sê, en ek sal die engele die opdrag gee om die regverdige se tentwoning te bewaak en te bewaar, manne en vroue wat in geregtigheid staan. Is dit ek en jy? Gemaak die saak met jouself uit. 1 Konings 3 vers 6. Hoor wat sê Salomo. En Salomo sê, het aan Itneg, my vader, 'n groot guns bewys, net soos hy voor die aangesig gewandel het. Hoor mooi, nommer 1, in trou en in geregtigheid en in opregtheid. My pa het gewandel in opregtheid van hart met u, en u het vir hom hierdie groot guns bewaar, dat u hom 'n seun gegee het wat op sy troon sit, soos dit vandag is. Salomo staan op sy troon. En ek dink hy staan op in die hemelse, op sy paleis, en hy hef sy hande op en hy sê, Abba Vader, ek staan voor die aangesig. En my pa het gewandel voor die aangesig in trouheid, in geregtigheid, in opregtheid. Sy hart was onverdeeld op u gewees. Nou is sy seun, dis ek, aangestel. Ek staan in my pa se plek. Ek staan in koning Dawid se plek. Hoor wat sê hy in vers 7. Hy sê, nou dan, Yahweh my Elohim, u het Itneg Salomo, nou koning gemaak, in my vader se plek, Dawid. Maar ek is 'n jong seun. Hoor mooi wat sê hy. Ek weet nie hoe om uit, en ek weet nie hoe om in te gaan nie. En dit was die tekorte of the lack wat Salomo gehad het. Hy het sy pa gesien hoe sy pa met God wandel. Hy het sy pa gesien hoe hy die manskap hanteer. Hy het gesien wanneer sy pa deur 'n moeilike tyd gaan, wat doen sy pa? Hy het gesien wanneer die vyand kom, wanneer die pes kom, het hy gesien wat doen sy pa? En nou sê hy, nou staan ek voor u, en ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie wat het my pa bedoel toe hy gesê het, ek sal ingaan en uitgaan en geseënd wees nie. Ek weet nie wat dit beteken nie. Gee my daardie wysheid. En as Suid-Afrika vandag hierdie wysheid kan bekom, beloof ek jou, is ons 'n heilige nasie vir God afgesonderd, sodat sy naam en sy koninkryk verheerlik kan word. Halleluja. Hy sê, julle is 'n koninklike priesterdom. Julle is 'n heilige volk. Ouens, ek is jammer, ons is nie 'n heilige volk nie. Ons is betrokke met paganisme, ons is betrokke met die gees van Bacchus, ons is betrokke met prostitusie. Kyk hoe lyk manne se telefone. Vrouens bel my en sê, my man is met pornografie. Waar's die manne wat die telefone neersit en in beweeg, soos wat Dawid wandel in getrouheid, geregtigheid en opregtheid? Dat ons seuns kan sê, my pa het dit gedoen. My pa het gewandel in die vrese van die lewende God. En vroeër in hierdie boodskap het ek vir jou gesê dat Moses het dieselfde eienskappe gehad. Hoor wat sê Moses met sy uittreepreek. Moses gaan met pensioen en Moses se uittreepreek is die volgende. Hoor wat sê Moses. En wie wat is Moses se uitspraak? En my begeerte is dat God manne sal oprig in hierdie tyd in Suid-Afrika wat Moses voorvra. En hoor wat vra Moses.
In Numeri 27 vers 16 en 17 vra Moses hierdie besondere, belangrike, lewensveranderende vraag. Hy sê, laat die lewende God van die geeste van alle vlees 'n man oor die vergadering sal aanstel. Halleluja, waar is die manne van God? Wat funksioneer soos 'n Dawid, wat wandel in trouheid, wat wandel in bruidskap, wat wandel in geregtigheid en wat wandel in opregtheid, sodat ons seuns en ons dogters sal sê, that's my dad. Waar is hy manne? En nou kom Moses met sy uitrepreek en hy sê, Vader, dat u 'n man oor die vergadering sal aanstel. Hoor wat is die kwalifikasie van hierdie man? Wat voor hulle uittrek en wat voor hulle intrek. En wat hulle uitlei en wat hulle inlei, hoor mooi, in die vergadering van die lewende God nie mag wees soos skape wat geen wagter het nie. Ja, ek wil dit weer vir jou lees. Hier staan Moses en hy staan op 'n podium en hy roep uit hardop. Hy sê, Vader, U het aan my geopenbaar, ek sal die beloofde land nie sien nie. En ek gaan nou die aflosstokkie oorgee aan Josua. Maar ek soek 'n man wat die vergadering kan aanstel. Hierdie man moet kwalifiseer. Hy moet weet wat dit is, hoe om in te gaan, en hy moet weet wat dit is om uit te gaan. Hy moet die volk kan inlei, hy moet die volk kan uitlei, want as ons nie so 'n man het nie, is die skape sonder 'n wagter. Maar wanneer ons so 'n man het, is hierdie skape in lyn met God se woord. En ons is nie hier om mense te behaag nie, ek is nie hier om mense te vertel wat hulle wil hoor nie. Ons moet vandag vir jou sê, wat moet jy hoor? Wat moet jy hoor in terme van God se woord? Die dae is verby om na die gepepel te luister van mense. Ek en jy moet ons oor instel op die lewende God. Want die oog van die lewende God deursoek die hele aarde om te sien watter mens, watter man se hart is onverdeeld op hom, soos 'n Dawid, soos 'n Moses en 'n Josua. En my gebed is dat ons hemelse Vader in ons vergadering 'n man sal aanstel, wat weet wat dit is om in te beweeg, wat weet wat dit is om uit te beweeg, 'n man wat weet om die volk in te lei en die volk uit te lei. Anders is die skape herderloos. Hoor gou in die Nuwe Testament, Yeshua se woord, die woord van ons verlosser en ons meester, Rabbi, Yeshua, hoor sy woord, in die boek van Johannes 10 vers 9, baie belangrik. Hy sê, ek is die deur, halleluja. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. So, hier is die lyn wat ons reg deur die woord van God kan trek, van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, dat hierdie is 'n belangrike aspek in my en jou wandel met Abba Vader. En as ek en jy daai wysheid nie het, hoe om in te beweeg en hoe om uit te beweeg nie, kan ons nie veiding gaan vind nie. Wat beteken veiding vind? Dit beteken dat ons is gemaklik, ons is voorsiend, ons is beskermd. Deur wie? Deur die uitgestrekte arm van die lewende God. Ek vat jy gou weer terug na die Ou Testament toe. In die boek van Josua hoofstuk 14 vers 11, onthou jy Caleb? Toe Caleb so plus minus 40 jaar oud was, toe kry hy en Josua die opdrag om die land Kanaan te gaan verspied saam met 10 ander manne. So 40 jaar gelede. Nou het 40 jaar weer verloop. Nou is Josua 'n ou man en Caleb is 'n ou man. Caleb is so in die orde van 85 jaar oud. En hy kom by Josua. En hy sê vir Josua, in vers 11. Hy sê Josua, ek is vandag nog net so sterk, soos die dag toe Moses my uitgestuur het. Soos my krag toe was, so is my krag nou nog. Om te veg en om uit te gaan en om in te gaan, sodat God se naam verheerlik kan word. Halleluja, prys sy naam. Wow, ek is opgewonde. Nou, wanneer ek en jy dit kan doen, wanneer ek en jy dit kan sê, dan beteken dit, ons het die wysheid wat Salomo gehad het ek en jy vandag. En Caleb sê, hy sê, die krag wat ek gehad het, die oorwinningsgees wat ek gehad het,
Daai koninklike gees wat Abba my kom gee deur sy genade en deur sy liefde, het ek nou nog. Daai krag is nog steeds in my. Weet jy hoekom, Josua? Want ek het nooit verleer wat dit is om in te gaan en uit te gaan nie. En daarom weet ek hoe om te veg. En ek weet hoe om my skouers terug te trek en die wêreld in die oë te kyk en die stemme wat nou rondgaan oor Suid-Afrika, oor brandstigting en dood en wat mense kom verwoes en steel en in hierdie wêreld laat plunder. Ek kyk nie vanmôre na hulle nie, maar ek kyk vanmôre na die krag van die lewende God in ons. Hy wat in ons woon, sterker is hy wat in die wêreld is. 2/3 engele veg vir ons. Want 1/3 behoort aan die bose. En ons kan nie langer toelaat nie. Ek en jy moet nog sterk wees soos die dag toe ons tot bekering gekom het, sodat ons in daardie krag kan wandel. Maar ons het verleer wat dit is om in te beweeg. En ons het verleer wat dit is om uit te gaan met die krag van God. En Caleb kom en hy sê, ek is vandag nog net so sterk, soos toe ek toe was, want ek het nooit verleer wat dit is nie. Mense, om in te beweeg in God se teenwoordigheid. Blessed are you when you're coming in, and blessed are you when you're going out. Dis mos wat die woord sê in die boek van Deuteronomium 28. Kan ek vandag vir jou sê, as jy dit snap, as jy dit wat Salomo voorgevra het, hy sê, ek weet nie wat om te doen nie, ek staan op die troon, my pa het hierdie goed bereik, ek weet nie om dit te bereik nie, ek weet nie wat om te doen nie, maar my oog is gevestig op u, leer my wat u my pa geleer het, leer my om suksesvol te wees, leer my om hierdie fight te wen, leer my om oorwinnings te behaal, ek weet nie wat om te doen nie, my pa het ingegaan, en hy het uitgegaan, hy het die volk ingelei, en hy het die volk uitgelei, ek weet nie wat het is nie. Suid-Afrika, as ek en jy vandag weet wat om te doen in terme van dit, ontstaan daar 'n heilige, goddelike vrees oor die grense van hierdie land. Dit boesem 'n heilige vrees in. En Dawid het dit gehad. Hoor wat sê die woord van God in die boek van 1 Samuel 18, vers 12 en 13. En Saul was bevrees vir Dawid. Hoekom was Saul bevrees vir Dawid? Ek bedoel, Dawid is nog 'n kind. Hy's 'n jong seun, hy's 'n skaapwagter. Hy het nie die autoriteit wat Saul gehad het as koning van Israel nie. Maar die woord van God sê, en Saul was bevrees vir Dawid. Wat het hierdie goddelike vrees gebring? Onthou jy, in die tydperk toe God die koningskap van Saul afskeer, toe huil Samuel oor Saul. Wie wat sê God vir hom? Hy sê, Samuel, hou nou op huil. Staan op, was jou, vul jou horing met olie en gaan salf vir my 'n koning, wat weet, my eie woorde, wat weet wat dit is om in te gaan en wat dit is om uit te gaan. Gaan salf vir my koning, hou nou op huil. En toe Samuel kom, naby die plek waar Isaai gewoon het, daar in Bethlehem, en toe Samuel kom, en hy kom op 'n afstand, toe sê die volk, en die woord van God sê, die volk het gebewe. En hulle vra van hulle self, wat kom maak Samuel hier? En hulle is met angs, dis 'n heilige vrees. Hoekom was hulle bang vir Samuel? Want Samuel het hierdie heilige vrees gehad, wat God in hom kom plaas het, want Samuel het dit volmaak gedoen. Hy het geweet wat het is, to go in and to go out into the presence of God. En dis vandag 'n gebrek in ons huise, is 'n gebrek in ons gemeentes, is 'n gebrek in Suid-Afrika. Hoekom dink jy lyk ons so? Julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie. En omdat julle die skrifte nie ken julle ook nie die krag van God nie. Daarom vrees ons God nie eers meer in ons gemeentes nie, want dit gaan ons nou oor die mens. Ek wil praat wat die mense sê, anders gaan die ouens uit die kerk uit. Ouens, as jy wil waai, moet jy waai. Ons is lankal nie meer in die koeibediening nie. Die koeibediening, ons lek niemand se boude om God te dien nie. Jy moet jou keuse maak, of dis God, of dis Baal. Jy maak vandag jou keuse. Hoor wat sê 1 Samuel 18 vers 12 tot 13. En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die God wat ewige lewe het, met hom was, met Dawid was, en hy het van Saul gewyk. Daarom het Saul hom uit sy teenwoordigheid verwyder en hom aangestel oor sy owerste oor 1000, hoor baie mooi, sodat hy voor die manskappe kon uitgaan en ingaan. Halleluja! Baie keer in jou lewe
het jy nie 'n verhoging gekry nie. Baie keer in jou lewe was jy dalk afbetaal gewees. Nou weet jy wat is die rede. Omdat jy gewandel het met die lewende God, was mense jaloers, het jy 'n heilige vrees ingeboesem in jou lewe. Hulle was jaloers en daarom het hulle jou nie gegee wat jou toegekom het nie. En vandag sit jy met daai resentment, jy sit vandag met daai bitterheid, en ek wil hê jy moet vandag oor dit kom. En die rede daarvoor is dat jy het dit dalk vermag om te weet wat dit is om in te beweeg en wat dit is om uit te beweeg. Dit het 'n jaloesie gebring by Saul, dit het 'n jaloesie gebring by mense wat teen jou gekom het. Vanweë dit wat jy het by God, hulle verstaan nie jou wandel wat jy het met die lewende God nie. Dit is dalk die rede hoekom mense ons uithaal, want hulle verstaan nie wat dit is om in te beweeg en wat dit is om uit te beweeg nie. En die lewende God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die heilige van Israel, soek nou in hierdie moeilike tyd 'n man of 'n vrou, of hy soek manne wat weet wat dit is om in te beweeg soos Dawid, soos Samuel, soos Moses en Josua. Daarom het Saul hom uit sy teenwoordigheid verwyder en hom aangestel. Hy het hom uit sy gesigsveld laat uitbeweeg en hy het hom aangestel oor sy manskappe, en hy het die manskappe ingelei, hy het die manskappe uitgelei. Vers 14, en Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die lewende God was met hom. Hoekom was die lewende God met hom? Toe Saul sien dat hy baie voorspoedig was, het Saul vir Dawid bang geword. Want Dawid het die manskappe uitgelei en hy het die manskappe ingelei. En as jy vandag na my stem luister, en jy wonder hoekom gaan dit so met jou lewe, en jy wonder waarom is daar 'n tendens waar jy alles verloor, en jy's met vrees gevul en jy's met angs gevul, dalk moet jy net vandag herbesin, of jy dit het wat Salomo voorgevra het, Vader, sodat ek kan inbeweeg in die teenwoordigheid, vul my met die Gees, vul dis kap. En wanneer ek uitbeweeg uit my binnekamer uit, dat ek in die slagveld sal inbeweeg, en ek sal oorwinning op oorwinning behaal, en ek sal voorspoedig wees in al my weë. Hoekom? Want die lewende God is met my, want ek weet wat dit is, om in te beweeg in sy teenwoordigheid, en ek wil die mense, ons moet Suid-Afrika inlei in sy teenwoordigheid, so wanneer ons dan uitbeweeg met sy teenwoordigheid in die slagveld, sal ons die oorwinnings behaal. En ek verklaar dit vandag oor Suid-Afrika. En wanneer ons inbeweeg op 'n woensdag aand, of op 'n Saterdag met Shabbat, wanneer ons inbeweeg op 'n Vrydag aand, wanneer ons inbeweeg in ons huishoudings, en ons bedien ons familie, en ek seën my kinders, en ek seën my vrou, en die tafel is gedek, dis die uitgekoopte tyd, die vasgestelde tyd van die lewende God, lei ek my familie op 'n Vrydag aand, lei ek in God se teenwoordigheid, I know how to go in, want wanneer ons inbeweeg in sy afgesonderde tyd, en ons beweeg weer daaruit, is ons geseënd, is ons gebless, is ons voorsien, en is ons beskermd. Halleluja. En wanneer ons inbeweeg in die eklesia, in die koöperatiewe salwing, wanneer mense kom na die teenwoordigheid van die lewende God by Menorah Tabernakel of reg oor Suid-Afrika, then we are coming into the presence. Ons word ingelei. Ons weet wat dit is om in te kom en daai kwaliteit tyd met ons hemelse Vader te hê, om die hartklop van die Vader te kan snap. En wanneer ons uitbeweeg, dan beweeg ons met autoriteit. En ons beweeg met 'n salwing, en ons beweeg met 'n mandaat, en ons het 'n identiteit, en ons posisie is bevestig deur die bloed van die lam en deur sy genade. Kom aan ouens. Halleluja. Hoor wat is Yeshua, die seun van die lewende God se opdrag aan die disippels. Net voor hy hemelvaart, hy vaar op na die hemel toe. En net voor hy opvaar na die hemel toe, draai hy so om na die disippels en hy kyk hulle in die oë, hy sê vir hulle, julle moet my getuies wees oor die hele wêreld, oor Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van hierdie wêreld, wil ek hê dat julle moet my getuies wees. Maar voordat julle my getuies kan wees aan die uithoeke van hierdie wêreld, gaan wag binne in die bovertrek vir my salwende krag wat op julle sal kom, sodat julle daar die krag sal ontvang om my uithoeke van die wêreld te gaan verander. Kom ek lees dit vir jou. Gaan na Jerusalem, gaan wag in die bovertrek, ontvang die Heilige Gees.
Salomo sê, ek weet nie wat om te doen, wat my pa gedoen het nie. Yeshua kom en hy sê, ek is die deur. As jy deur my ingaan, sal jy uitgang en veiding vind. Disciples, gaan wag vir my binne in die bovertrek. Go in, because when you go in, you are blessed by who? By the Spirit of the Lord. And when you go out, you will be my witnesses. You will have the power to change the world. Het ons dit? Nee, ons het dit verloor. Ontvang die Heilige Gees. Gaan uit en wees my getuies. Nou wil ek gou met jou praat oor Petrus en Johannes. Petrus en Johannes het inbeweeg vir 10 dae in die bovertrek, eendragtig. En toe die Gees van God kom, so tonge van vuur, en hulle empower, en hulle die krag gee, so wat hy die krag gegee het aan Dawid, aan Moses, aan Samuel, aan Josua, aan my en aan jou, toe hulle daai krag ontvang, stap Petrus en Johannes uit. Hoor mooi, blessed are you coming in, blessed are you going out. En Petrus en Johannes stap uit, en toe hulle uitstap, praat hulle met hulle woorde. En God gee daai woorde krag, en ek hoop vandag het hierdie selfe woord krag in jou lewe, en daai woord van krag bring 3000 siele tot bekering, en hulle word gedoop tot die salwing van die ewige lewe. Maar voor jy dit kan doen, moet jy eers ingaan. Kan ek vandag vir jou vra, hoe lyk jou lewe in jou binnekamer? Ek vra nie vandag vir jou, lyk jou lewe in die wêreld, by jou werksplek, of by jou bediening. Ek vra nie vir hoe lyk jou lewe wanneer jy Pick n Pay toe gaan. Ek vra vandag hoe lyk jou lewe in jou binnekamer. Want Dawid het dit vermaak. En God wil vandag in Suid-Afrika net so 'n bietjie klop in jou hartsteer om vir jou te sê, hey, ek het jou lanklaas gesien dat jy inkom. Jy sien, ek wil jou uitstuur sodat jy die oorwinning kan behaal. Ek wil jou uitstuur sodat jy die slagveld, dat jy kan optree as die oorwinnaar. Ek wil jou uitstuur want jy die salwende krag van die Heilige Gees. Ek wil jou uitstuur want ek gaan jou toerus met my gees. You will go with my spirit. Maar ons kom nie meer in nie. Ons kom nie meer in nie. En my hart is seer as ek op my telefoon sien wat se boodskappe kom deur. Van mans en vrouens wat aan egskeiding staan. Vir papas en mamas wat mekaar verwoes. Van mense wat mekaar uithaal. En mense, as ek en jy hier is om ander predikers en ander mense te verwoes, wil ek vandag vir jou sê, jy het verleer om in te beweeg en uit te beweeg. Wanneer ons in divisie staan, wanneer ons in rebellie staan teenoor God se woord, het ons verleer wat dit is. Hoekom dink jy lyk ons so? 2 Kronieke hoofstuk 9 vers 1. Onthou jy vir koningin Skeba in die tydperk van Salomo? Onthou jy daai koningin van Skeba? Sy het gehoor, hoor mooi, sy het gehoor van Salomo. Sy het die gerugte gehoor van sy sukses en sy oorwinning en sy wysheid wat God hom gegee het. Hoekom dink jy het God Salomo dit gegee? Hoekom dink jy dit? Salomo het geweet wat dit is, nadat hy gevra het, Papa Vader, wat is dit om in te beweeg, en wat is dit om uit te beweeg? Dit beteken, ek kom in sy teenwoordigheid, met 'n humble spirit, en ek sê, Vader, rus my toe, met u krag, dat ek die hartklop van die Vader sal optel in my lewe, dat ek in dieselfde ritme, dat ek in dieselfde frekwensie kan staan. En dis nie new age nie, hoor, hierdie is goed wat gebeur. Ek staan in ritme met my hemelse Vader se hartklop. 2 Kronieke 9 vers 1. En toe die koningin van Skeba die gerug van Salomo hoor, mense, kan ek vandag vir jou sê, as jy die kunsbemeester wat dit is om in te beweeg en wat dit is om uit te beweeg, gaan gerugte aangaande jou oor hierdie grense van Suid-Afrika versprei word. Het sy, koningin Skeba, ten einde Salomo in Jerusalem met raaisels op die proef gestel. Hoekom dink jy het sy Salomo gekies? Want koningin Skeba het gedink, sy is die rykste, sy is die slimste, sy is die beste, so amper half 'n Jezebel spirit. En sy het gedink, sy gaan hierdie man op die proef stel. En daarom het sy goud gebring en alle edelgesteentes, en sy het gekom met 'n groot trek, en daai groot trek het amper Salomo geïntimideer. Nee, niemand sal jou ooit kan langer intimideer en domineer
en mense gaan jou manipuleer as jy weet wat dit is, om in te beweeg en uit te beweeg nie. Hoekom nie? Want my oog is op God gevestig en nie op die mense of op omstandighede nie. En Salomo het geweet waar lê sy krag. En sy het gekom met allerhande speserye en goud en menigte en edelgesteentes. En toe sy by Salomo inkom, het sy met hom gespreek oor alles wat in haar hart was. Vers 2. En Salomo het haar al haar woorde verklaar. Hoor mooi, en geen woord was vir Salomo te diepsinnig om haar dit te verklaar nie. Stop vir 'n oomblik daar. Suid-Afrika, jy wat nou na my luister, as jy vandag die kuns kan bemeester, en dis my en jou verantwoordelikheid, om in te kan beweeg en op ons knieë te gaan en sê, Abba, ek het U nodig. Openbaar in my die ondeurgrondelike geheime, soos wat U dit in Daniël, Sadrag, Mesig en Abednego geopenbaar het, toe ons lewens in gevaar was. Openbaar in ons hierdie geheime. Dan beloof ek vir jou, sal niks vir jou te diepsinnig wees, wat nou in hierdie wêreld gebeur nie. Jy gaan nie angstig links of regs kyk nie. Jy gaan weet wat God vir jou sê. Hoor mooi wat sê die woord in Amos 3 vanaf vers 7. Want die lewende God, Yahweh ons Elohim, doen niks, tensy sy raadsbesluite aan sy knegte en profete geopenbaar het nie. Wie is dit? Dis die manne en die vroue, wat weet wat dit is om in te beweeg in sy teenwoordigheid, en om uit te beweeg saam met sy teenwoordigheid. Daarom sê sy woord, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie, maar die kwalifikasie is, you need to go in. Die disippels het nodig gehad om eers in te beweeg, en daai krag te ontvang, en toe uit te beweeg, en 'n verskil te gaan maak oor die uithoeke van hierdie wêreld. En ek en jy staan in dieselfde keuse. Vers 3. Toe die koningin van Skeba dan die wysheid van Salomo sien, en die huis wat hy gebou het, en die voedsel van sy tafel, en hoe sy dienaars sit, en die bediendes staan, en hulle klere en dranke, en hulle klere, en Yahweh, en hoe hulle Yahweh dien, met ander woorde, hulle die heeltyd die God van Abraham, Isak en Jakob geloof en geprys, hulle dit die heeltyd gedoen. Sê die woord van God, daar was geen gees meer in haar oor nie. Halleluja! Wat is dit anders as 'n heilige vrees vir die lewende God? Het ek en jy dit in ons huise? Leef ek en jy in hierdie krag waartoe God my en jou wil toerus om in te beweeg? Blessed are you coming in and blessed are you going out. Geseën sal jy wees in jou ingang en geseën sal jy wees in jou uitgang. En ek hoop dat dit nuwe betekenisse in jou lewe vandag gekry. En hierdie is vir my so belangrik. En die oomblik toe. En ek sien hierdie prentjie en ek wil gou hierdie prentjie vir jou verduidelik. En is my eie woorde wat ek gou met jou wil deel. Ek dink koningin Skeba het Salomo moeg gemaak, man. Want dan sit hierdie vraag en dan sit daai vraag en ek kry nogal hierdie tipe vrae op die telefoon. En as ek hierdie vraag kry, elementêre vrae, dan weet ek mense het nie 'n idee wie is God nie. Net oor die vraag wat gevra word. As ek sien die vraag, dan weet ek, hierdie persoon weet nie wat dit is om in te beweeg. Hierdie persoon het nie 'n verhouding met die lewende God nie. En daardeur sê ek nie, jy moet nou minder met my kommunikeer nie. Kommunikeer dat ons mekaar kan leer. Want ek alleen is 'n ou klein stroompie. Maar wanneer jy bykom, en wanneer die volgende ou bykom, en wanneer die volgende een bykom, dan word ons 'n stroom van lewende water, wat in hemelsnaam in eenheid moet staan. Halleluja. En daai eenheid, ons kan nie langer in die tyd wat ons nou leef, agter paganisme aanloop nie. Ons moet nou manne en vroue wees, afgesonderd om te leef in heiligmaking, want sonder heiligmaking sal ons die lewende God nie sien nie. En ek dink Salomo sê op 'n stadium vir haar, weet jy wat, jy het nou genoeg gepraat. Jy maak my moeg, want jy het hierdie vraag, en jy het hierdie vraag en jy hou nie op nie. En hy sê vir haar vir 'n oomblik, hy sê vir haar, weet jy wat, staan ons 'n bietjie inkant, ek moet nou inbeweeg. Jy het my uitgeput, man. Ek moet net gou 'n bietjie inbeweeg. En die woord van God sê die volgende. Die woord van God sê, toe koningin Skeba sien, die manier hoe hy inbeweeg in die tempel van God.
het sy geen gees meer in haar gees oorgehad nie. Ek wil dit vinnig vir jou illustreer. Ek dink dat dit so gebeur, wanneer jy opstap na die tempel toe in daai tyd, was omtrent so 121 trappe gewees. En daar's natuurlik ook 'n profetiese verduideliking rondom die hoeveelheid trappe na die tempel toe. En ek dink toe hy opbeweeg, toe hy inbeweeg in Vader se teenwoordigheid, dink ek hy het amper hierdie effek gehad van humbleness. En hy stap so tree vir tree en hy sê elke stap wat hy sê, Vader, rus my toe met u liefde. Gee my genade. Vader, rus my toe, soos wat u my pa toe gerus het, soos wat u vir Moses, vir Josua, vir Samuel, rus my toe. Ek is moeg, ek is uitgeput, ek weet nie watter kant toe nie, ek moet vrae beantwoord, ek moet in my posisie kom, ek weet nie wat om te doen nie, maar my oë is gefestig op u, help my om in te beweeg, om te ontvang u krag en die heerlikheid, dat die lig oor my sal skyn. En ek dink toe sy dit sien, toe sê die woord, haar gees het geen gees meer in haar gehad nie. Mense, ons het dit nodig man, ons het dit nodig. Ek smeek jou vandag, stop met die dinge van die wêreld. Moenie die wêreld langer lief hê nie. Hierdie wat jy nou sien is tydelik. En kom ek en jy kom terug, asseblief. Kom ek en jy kom vanmôre terug na die lewende God. Kom ons kom terug na sy woord. Hartseer. Toe ek 'n jong man was die Bybel daar. En ons het opgekyk na die woord en ons het geglo en ons het geleef en ons het gedoen en ons het gespreek en ons het gebuig voor die lewende God, nie voor 'n boek nie, voor die lewende God. En nou is die Bybel daar en die mens is hier. Maar dit gaan ons nou oor die mens. Gaan oor die mens. Dis hoekom mense na profete toe hardloop. Het jy nie dalk 'n woordjie vir my nie? Wat sê die Here vir jou oor my? Vrek, wil jy nie bid en by die Here hoor wat sê die Here oor my nie? Nee, ek gaan nie. Want dit is jou plig om na hierdie boodskap in te beweeg in die teenwoordigheid van God en uit te beweeg met sy salwing. Jy kan nie van my olie kry nie. Jy kan nie van my olie kry nie. Jy moet jou eie olie gaan kry of gaan koop jou olie, maar as jy dit gaan koop, kan jy dalk te laat wees. Jy moet jou eie olie hê. Jy kan nie op 'n ander man se salwing staat maak nie, jy moet jou eie salwing hê. Jy moet besluit, gaan ek die vaksin vat of gaan ek hom nie vat nie. Jy moet besluit, gaan ek God dien of gaan ek Baal dien. Jy maak daai keuse vandag. En daai uurglas oor daai keuse is besig om leeg te loop. Jy moet vandag jou keuse maak. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte in die boek van Esegiel, hoofstuk 46 vers 9. Hoor wat sê die woord. Hy sê, maar as die volk van die land voor die aangesig van die lewende God kom, hoor mooi, op die feestydde. Wat is feestydde? Dis God se vasgestelde tye, mense. Dis God se afsprake wat hy met my en met jou het. Gaan vir jou in Engels sê, it's God's appointed times. You need to go into his presence and say appointed times. Gaan nou weer vir jou lees. Maar as die volk van die land voor die aangesig van die lewende God kom, op sy feestydde, moet hy wat deur die noordpoort ingaan, om te aanbid, by die suidpoort uitgaan. En wanneer hy by die noordpoort, wanneer hy by die suidpoort ingaan, moet hy by die noordpoort uitgaan. Hy mag nie teruggaan deur die poort, waardeur hy ingegaan het nie, maar hy moet reguit vorentoe gaan. Wat op aarde beteken dit? Dit beteken, wanneer ek en jy vanmôre inbeweeg in die teenwoordigheid van die lewende God, kan ons nooit weer dieselfde bly nie. Kan ek nie teruggaan op my ou weë nie. As ek vandag besluit, ek dien hom in gees en in waarheid, en ek wandel om sy naam te verheerlik, en ek wandel in heiligheid, kan ek nie môre teruggaan na my ou weë nie. Kan ek nie vloek en skel en sarkasme en woede en jaloesie, kan ek nie langer in daai areas lewe nie. Ek moet vandag 'n besluit maak in die naam van Yeshua, en dis 'n wysheidsbesluit. My begeerte is, dat wanneer die wêreld na ons kyk, en hulle sien hoe ek en jy inbeweeg na die teenwoordigheid van die lewende God, dat hulle gees van vrae en twyfel sal wyk in die naam van Yeshua. En wanneer ek en jy in ons huishoudings kom, en ons kinders kyk na ons, en ons vrouens kyk na ons, en ons mans kyk na ons, dat hulle sal sê, waarlik, my pa, my ma, my oupa,
my man, my vrou, weet wat dit is om in te beweeg en uit te beweeg. En dis een van die redes hoekom Suid-Afrika lyk soos wat hy lyk. Ons maak nou 'n besluit. En Dinsdag wat nou om die draai is ons terug na ons ou weë toe. Met ander woorde, dis nie 'n kwaliteitsbesluit nie. Jy help nie, jy besluit vandag iets, en môre doen jy dieselfde nie. Die woord van God sê in die boek van Job, hy sê, neem 'n besluit vandag, en dit sal tot stand kom, en die lig van God sal oor jou besluite skyn, en sal oor jou wees skyn. Wat is jou begeerte? My begeerte is dat, is min of meer dieselfde as wat Moses gehad het. En Moses kom en hy sê, Vader, ek maak klaar. Sal jy asseblief 'n man aanstel in Suid-Afrika, en ek praat nou met jou individueel. Kan jy vandag 'n man aanstel, en daai man is die posisie. Dit beteken nie die gender, die vrou of die man nie, dit beteken die posisie. Sal jy vandag 'n man aanstel? Want die skape is sonder 'n wagter. Die skape is herderloos. Sal jy vandag iemand oproep in Suid-Afrika om te sê, ons weet wat dit is om voor hulle uit te trek en in te trek. Ons weet wat dit is om die volk in te lei en uit te lei. Waarheen? In die teenwoordigheid van die lewende God. Dis my gebed. My gebed is dat ek en jy soos Salomo sal sê, ons weet nie wat om te doen nie. Maar my begeerte vandag is soos om trou en geregtigheid en in opregtheid te wandel. En u het groot guns aan Dawid bewys. U het groot guns aan Salomo bewys. U het guns bewys aan Moses, aan Josua, Samuel. En my gebed vandag is, Abba, dat u vandag daai guns oor Suid-Afrika sal laat neerstort. En dat ons sal weet wat dit is om in te beweeg en uit te beweeg. Ons het tot nou toe nie geweet wat dit beteken nie. En daarom kom ons vandag as 'n volk, as 'n nasie, en ons beweeg in soos wat Salomo inbeweeg het, met nederigheid, en ons buig voor die aangesig van die lewende God, met 'n gees van humbleness, met 'n gees van afhanklikheid. En ons kom voor die aangesig, en ek wil my nie buig, en ek wil vanmôre kom sê, Vader, ek het u nodig, soos nog nooit tevore in my lewe in Suid-Afrika nie. Kom vanmôre en kom herstel ons in die naam van Yeshua. Laat die koninkryk wat in die hemel is, op hierdie aarde manifesteer. Dat manne en vroue, Vader, in lyn sal kom. Dat ons sal inbeweeg in die teenwoordigheid, en wanneer ons opstaan en ons beweeg uit met die teenwoordigheid, dat die salwende krag op ons sal rus, in die naam van Yeshua. Laat die koninkryk vandag op hierdie aarde gevestig word, dat manne en vroue sal weet wat dit is om in te beweeg en uit te beweeg. En ek verklaar dit in die naam van Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker en die Messias wat weer gaan kom. En Vader, ek dank U daarvoor. En my gees roep uit. Halleluja. Deuteronomium 28 vers 6. Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Mense, baie dankie. Dankie dat jy ingeskakel was. Mag jy regtig geseënd wees. En ek seën jou vandag met alle hemelse seëninge. En net daar waar jy is, wil ek jou graag vra dat jy net jou regterhand sal optel. En ontvang die seën van die lewende God en gaan in sy vrede. Vader, ek bid vandag dat die aangesig van Yahweh, ons Elohim, oor u volk sal opgaan en aan ons die vrede gee wat net u kan gee. En dat die aangesig van die lewende God sal verhef word oor manne en vroue wat dit weet wat dit is om in te beweeg en uit te beweeg. En aan u hulle die genade sal skenk. En Vader, dat ons mekaar so sal seën met hierdie seëninge, dat u naam, u koninkryk verheerlik sal word. En ek dank u daarvoor in Yeshua se naam. En my gees roep uit, halleluja.